Goeiedag aan almal, ons is by sessie 10 vanoggend en onthou tog dat julle na die webruimte gaan en 2 dokumente aflaai wat belangrik is. Eerstens is die Heidelbergse Katekismus. Ons het die hele dokument daarvan en daar kan jy dan die hele struktuur volg. En die tweede ene is dat ons 'n dokument het met vrae of gedagtes wat jy oor kan dink as jy in 'n groep is of selfs alleen is wat jy oor kan dink. So laai hierdie 2 dokumente af. So ons het begin, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En dan was die antwoord dat ek nie aan myself nie, maar aan Christus my verlosser behoort. So vandag kom ons by Sondag 1, vraag en antwoord 2, 3 en 4. En ons gaan sommer net begin met die vraag van Skalk, hoeveel dinge moet jy weet om van hierdie troos, hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en in te kan sterwe? Ek sou sommer net reageer en sê, yes, jy moet verskriklik baie dinge weet, om dit te weet. Maar kom ons praat daaroor. Ja, Marius, kyk, die belangrike ding wat ons met die katekismus die hele tyd moet onthou, terwyl ons met hom besig is, by elke vraag en elke antwoord, moet ons vir onsself herinner, dit gaan om ons troos. Dit gaan om God wat sy arm om ons sit in hierdie harde wêreld. En ons moet sommige goed weet. Mense wil in ons tyd graag veral beleef, maar ons kan nie beleef as ons nie behoorlik weet nie. En nou ongelukkig is die eerste ding wat ons moet weet, is ons moet weet van ons sonde. Want kyk, die katekismus is in 3 dele ingedeel. Die eerste deel gaan oor hoe groot my sonde en ellende is. Hoe groot? Dit is wat ek moet weet. Kyk, elke ou sal sê, ja, ek het sonde, maar jy weet, ek probeer hom hard. Nee, ek bedoel, maar dan weet hy nog nie hoe groot sy sonde en ellende is nie. En ten tweede, hoe ek van al my sonde en ellende verlos kan word. En ten derde, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. En daar het jy die 3-deling van die katekismus. Wat eintlik verskriklik eenvoudig is. Dis 3 dinge. Ons het hier in eintlik 'n tipe van 'n manier wat as jy vasbrand, jy jouself in diep teologie self kan beantwoord, want jy gaan soek nou vrae, né? En dan gaan soek jy vrae op ChatGPT en Google en gaan vra almal, maar hierdie is 'n manier wat jy antwoorde op jou vrae kan kry. Hier is 'n manier wat jy antwoorde kan kry, en dis belangrik om hierdie 3 goed in gedagte te hou. Anderster ontspoor jy en kry jy seer, en die troos wil juis keer dat jy seer kry. So daarom moet ons aangaan na vraag 3 toe, vraag en antwoord 3, waaruit ken jy jou ellende? En die antwoord is uit die wet van God. En vraag 4, wat eis die wet van God van ons? En dan die katekismus hier 'n interessante ding gedoen. Hy het die wet 2 keer ingesit. Hy het die wet ingesit in die 3de deel, die 10 gebooie het hy in die 3de deel gesit, die deel van dankbaarheid. Hoe bewys ek aan God dankbaarheid? Wel, hier's 10 riglyne wat ek in gedagte kan hou as ek God wil dankie sê. Maar hier aan die begin het hy 'n briljante greep gemaak deur vir ons die opsomming wat Jesus van die wet gegee het, wat hy uit die Ou Testament gehaal het, om vir ons daardie opsomming te gee, want daardie opsomming help ons om die diepte van sonde raak te sien. Ons besef dit nie altyd nie, maar dis waaroor ons vandag gaan. So, hoe leer ons, jy weet, wat sê die wet? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en dit is die eerste en die groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Skalk, kan ek net sê, so as ek iemand nou van my vra, wat eis die wet van God van jou? Wat dink jy sal die meeste mense antwoord?
mense natuurlike geneigtheid te sê, God se wet eis, jy moet jou spore trap. Jy moet dan bly, jy moet bly by die riglyne, jy weet. En dan kom hierdie antwoord en sê, ja, maar weer eens die samevatting, né? So dit bring nie 'n God wat mikro bestuur nie. Dit bring 'n God wat skielik, dit bring 'n groter ding. Ek dink dis waar die verrassing vir my lê. Ja, en benewens dit, Marius, kyk, die meeste mense dink oor die wet is, jy mag nie. Ja. Nee? Jy mag nie egbreek pleeg nie. Sorry oor daai ene, jammer dat hy nou in die Bybel staan, dit sou baie makliker gewees het as hy nie daar gestaan het nie. Maar jy mag nie egbreek pleeg nie, gelukkig mag jy nie moord pleeg nie, en gelukkig mag ander ouens nie my goed steel nie, en so meer. Nee, mag nie. Maar as Jesus die wet opsom, sê hy, jy moet. Ja. En die moed is, jy moet God lief hê, met alles in jou. En die moed is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Ons kom weer daarop, maar dit is dan die antwoorde wat ons nou mee besig was. Nou, om nou getroos te wees, moet ons die goede weet, maar ons moet ook weet, en dit is nou, as ons oor sonde praat, sonde is meer as wetsoortreding. Shoot, Luister mooi. Dis 'n belangrike een. Sonde is meer as wetsoortreding. Onthou, kom ek sê nou vir jou, as ons nou oor sonde wil praat, as ons nou wil praat oor, jy moet weet hoe groot jou sonde is, en hoe weet jy dit? Dan help het nie ons kyk na die simptome nie. Kyk, as jy nou 'n griepvirus kry, man, die griep is nie die lyfseer nie. Die griep is nie jou neus wat loop nie. Dis die simptoom. Dis simptome. Ja. Die griep is daai virus wat in jou sit en wat al hierdie goed veroorsaak. Nou, daarom help dit nie, jy weet, dat ons die hele tyd net oor die simptome bekommerd is nie. Ons moet die hele tyd weet van die virus wat daar sit, en daarom is dit beter om 'n inenting te kry, 'n vaksinering voor die tyd, sodat die virus nie kan in jou inkom nie. Dis baie beter. Maar as ons nou by die sonde kom, ons kan later oor die vaksine praat, maar die sonde, wil ek sê, is meer as wetsoortreding. Die wetsoortreding is die simptome. Ja. Die sonde... En daar's nie genoeg wette om al die daar's nie genoeg wette nie. Nee, want die sonde is, en die oortredings is groter en kleiner. Iemand nou eendag vir my gesê, jy weet, maar daar is nie groot en klein sondes nie. Ek sê wel, daar is net een groot sonde, maar daar is kleiner en groter oortredings. As ek 'n wit leentjie vertel om jou beter te laat voel, is dit 'n leuen, maar dit is nie 'n groot oortreding nie. Dis nie dieselfde as om 'n ou se kop af te kap, of om die gevolge daarvan verskil. Ja, so daar is groter en kleiner oortredings. Daar's ernstiger en minder ernstige maar van dieselfde virus. Maar die sonde is verskriklik. Hy's altyd verskriklik. En wat is die sonde? Maar ek besef, is eintlik nou lekker om die virus agter die simptome weg te steek, né? Ja, dit is eintlik verskriklik lekker, want jy kan vergeet van die sonde, maar jy kan heeltyd na die simptome kyk. Jy sien, dis jou probleem. Ons gaan nou by 'n volgende keer, wil ek hê, ons moet, jy weet, moet ons 'n bietjie praat oor die, oor die ryk jong man, of dan nou die maghebber, soos die 2020 vertaling sê, wat na Jesus toe kom. Vandag wil ek net begin hierby deur te sê, nou hoe weet ek, hier sit 'n dieper sonde in my? Ja. Weet, as ek nou weet, as ek nou God met my hele hart lief het, ek kan vir mense sê, wie ek het die Here intens lief. O Marius, wie ek het die Here lief, en ek het regtig die Here lief. Maar nou, hoe sit daar dan nie sonde in my nie? Kom ons, en nou Paulus het 'n misverstane teks wat hierdie ding heeltemal
pragtig duidelik maak. En Paulus sê in Romeine 3 skryf hy oor hoe groot ons sonde is en so aan. En dan gebruik hy sê, maar deur die wet kan ons nie red nie. Gehoorsaamheid aan die wet kan ons nie red nie. Want die gehoorsaamheid aan die wet dokter die simptome. Maar die gehoorsaamheid aan die wet kan ons nie red nie. Want die wet, deur die wet leer ons wat die sonde is. Deur die wet ken ons die sonde. Ek kan nou nie die presiese vertaling daar onthou nie. Maar die punt wat Paulus wil maak is, ek het altyd vir my katekesante dit so verduidelik. Ek het vir hulle gesê, luister, ek en jy loop hier in die bos en ons kom by 'n grot verby en ek sê, wow, hier moet ons versigtig wees. Hier's 'n leeu in hierdie grot. En jy sê, ja, nee man, nee oom, hier's nie leeu's nie. In hierdie wêreld is nie leeu's nie. Ek sê, hier's 'n leeu in die grot. Nee oom, hoe weet ons dit? Hoe gaan ons dit weet? Ek sê, okay, kom ons vang daai bokkie wat daar aan die kant in die bosse vassit en ons kom maak om hier net voor die grot kom maak ons hom vas en dan gaan kruip ons weg en dan kyk ons en wat kan gebeur is daai leeu is honger, hy kan die versoeking nie weerstaan nie, hy kom uit en hy gryp die bokkie en die oomblik wat hy hom gryp, sê jy, daar's hy, sien jy, daar's hy, daar's die moeilikheid, die leeu is in die grot en dit is wat Paulus wil sê, as hy sê die sonde die wet het 'n uitlokkende mag. Ja. Die wet lok die sonde uit. Ja. Paulus sê, ek sou nie begeer het nie, sê hy in die Romeine 7. Maar nou dat daar 'n wet is, nou sê die wet, ek mag nie begeer nie, en skielik borrel al wat 'n begeerte is uit my hart uit. Ja. Hoekom doen hy dit? Nee? Want sonde is nie die begeerte nie, sonde is dat ek God nie met my hele hart lief het nie. En as ek God met my hele hart lief het, en God sê, jy mag nie begeer nie, dan sal ek sê, Here, dankie, nou weet ek gaan nou glad nie begeer nie, want ek het U so lief, en nou is begeertes glad nie deel van my nie. Maar die moeilikheid is, daar word ek nou uitgevang. Het ek God met my hele hart lief? Die oomblik wat die begeerte uit my uitdop sê, die begeerte, die sonde van God nie lief hê nie, sit in jou hart. Ja. En dieselfde met my naaste. Ek kry partykeer lus, ek doen dit nie regtig nie, ek jok nou sommer maar, oeps, oortree ek weer 'n wet. Maar, maar kom ons sê, ek sit by mense en hulle hou nie van jou nie, en ek praat sommer saam met hulle. Ek weet, ek verdedig jou nie heeltemal nie. Daai gebeur mos nou maklik. Verskriklik maklik. Het ek jou lief soos wat ek myself het? Ja. Het ek my naaste lief soos wat ek myself het? Daar spring die leeu uit. Ja. Daar sê jy die wet. So met ander woorde, om God met my hele hart lief te hê en my naaste soos myself, dat ek dit nie doen nie, dis die sonde. Ja. En die wette lok daai net uit, die wette ontbloot hulle, die wette sê net vir my, daar is die moeilikheid in jou hart. Ja. Right, ek dink ons moet seker hier stop. Maar die punt is net om dit te sê, want dit belangrikste dilemma is, en God is groter as dit. En God is ten spyte van dit genadig, barmhartig, toestand, lankmoedig, vol liefde. Jy weet so, wonderbaarlik, daarom sê die katekismus, hy praat 'n klein paar sondae oor sonde, en dan praat hy 'n klomp sondae oor verlossing en oor dankbaarheid. Ek wil nou net sê, ons moet nie hier eindig, ons moet net sê, onthou net, want dit is 'n dilemma, dit is 'n groot dilemma, en mense kan vir jare in daai dilemma vasgevang sit. Maar goed, kom ons is net so 'n paar, of 'n gespreksvraag, as jy moet, iets waarvoor jy net met iemand oor kan praat, of in groepen kan praat. Iemand het 'n boek geskryf oor die wet. Die boek se titel is 10 stippellyne vir die pad. Paulus sê iewers dat die wet 'n kwaai onderwyser is. So gesels met mekaar, hoekom sê hy so? En dan net vir ons volgende sessie. Voor jy na die volgende opname luister, gaan lees Lukas 18 vers 1 tot 30. Dit is 'n storie van 'n goeie man
wat moeite gedoen het met die wet van God. Dink oor die storie na en wat ons daaruit leer. Tot die volgende sessie dan.